Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, lekker om jou saam met ons te hê. Nou ja, sy het sopas geskiedenis gemaak deur die Suid-Afrikaanse en Afrika paalspringrekord met 'n ongelooflike sprong van 4 meter en 50 sentimeter in Switserland te verbeter. Op net 18-jarige ouderdom is Ansumay de Beer besig om haar naam behoorlik en stewig tussen die land se grootste atletiektalente te vestig. Lekker om haar saam met ons te hê al die pad van Stellenbosch af. Ansumay, wel gedaan en ek is regtig, ek dink ek praat vir die res van Suid-Afrika en Afrika as ek sê baie trots op jou. Hoe die rekord gevoel toe jy uiteindelik oor die bar is, die kruislat as jy sou wou en geweet het dis nou sulke tyd. Baie dankie dat ek hier so saam met julle kan wees. Dit was 'n ongelooflike gevoel, net van verligting en van overwhelming happiness. So dit was great. Ek kyk altyd na paalspring en dan dink ek dit moet sekerlik een van die mees tegniese van die baan en veld items wees. Daar's spoed wat jy nodig het terwyl jy aanhardloop. Daar is 'n tipe van gimnastiekkrag wat jy nodig het en selfs so 'n bietjie ballet daarbey ingegooi. Hoe het jy by paalspring opgeëindig? Hoe het dit gebeur? Ja, ek dink ek het maar net altyd in die laerskool, ek het gimnastiek gedoen toe ek baie jonger was. En ek het altyd op laerskool, ek het hekkies en sprints gedoen en net altyd gesien hoe hierdie groter kinders paalspring doen en ek het gedink, wow, dit lyk so lekker, ek wil so graag dit doen. So ek het net van laerskool af okay, as ek hoërskool is, dit is die eerste ding wat ek mee begin. So ek was net altyd so excited om dit te probeer. En wat het dit gevat om uiteindelik die ding onder die knie te kry? Want ek meen, laat mens eerlik wees, dis 'n kwessie van 'n paar millimeter hierdie kant toe of daai kant toe waar jy die paal plant en dinge is of reg of dis verkeerd. Yes. Nee, dit is 'n baie tegniese sport. Ek meen, dis 1000 dinge wat ek aan moet dink in soos 'n paar sekondes. So dit is definitief, dis baie moeilik en dit vat 'n rukkie. Ek dink dit is een van die sporte wat jy die langste vat om eers reg te kry, maar sodra jy dit reg kry, dan snap iets in jou kop en dan voel dit soos tweede natuur. Jy noem 'n baie interessante ding, jy praat van al hierdie duisende dinge wat deur jou kop gaan, maar heel duidelik is dit nie wat jy kan toelaat nie. Is daar wat golfspelers 'n pre-shot routine noem waar jy een of twee dinge dink en dan terwyl jy aangehardloop kom, is dit waaraan jy dink? Hoe sonder jy al daai gedagtes af? Nee, ek stem 100% saam. Dis soveel klein goedjies wat ek moet probeer uit my kop uitkry. My coach sê altyd vir my, fokus op hard ingaan of fokus op dit of dit. So ek probeer altyd net soos fokus op een ding wat die belangrikste is, want gewoonlik as jy nou weet hoe om dit te doen en as jy 'n goeie plan het wat jy begin of 'n goeie aanloop het, dan alles hang eintlik daarvan af, so ek probeer maar net op een of twee goed op 'n slag fokus. En wat sou hulle wees? Wel definitief om jy weet vol selfvertroue en vol spoed in die sprong in te gaan, dat ek soveel as moontlik krag en energie in die paal insit. So dit is altyd een van die grootste dinge, want ek meen jy kan nie huiwerig wees as jy daar kom nie, jy baie seer kry. So met ander woorde, die Engelse woord weer eens is baie mooi, dit vat baie commitment. Definitief. Ek wou alreeds, gelukkig, ek ken 'n hele paar wonderlike en wêreldklas paalspringers wat al hierdie ding vir my gesê het. As jy daar heel bo kom, voete gaan oor, bors moet oorgaan en dan oor aan die ander kant. En as mens begin val, is daar ooit bang daarbo? Ek dink paalspringers is so, ek weet nie om anders om dit te sê nie, maar ek dink hulle chase so daai gevoel van die val, want dit is so lekker, dit voel net of jy vlieg, verstaan? En die mat is daarom redelik sag, so dit's nooit daai bang gevoel van ek gaan seer kry nie. Dit's eintlik maar net lekker. Maar dit is daarom 4,5 meter, dis 'n entjie om te val, nie waar nie? Ja, nee, dit is. Sê vir my, Ansumay, as jy praat oor jou afrigter, vertel vir ons van julle verhouding en hoe julle by mekaar uitgekom het. Want ek dink dis ook een van die items waar daar ongelooflik baie vertroue moet wees tussen afrigter en atleet. Nee, definitief. Ek was, toe ek begin het met paalspring by coach Henny Els in Sasolburg, awesome coach gewees. Maar graad 9 het ek Stellenbosch toe gekom vir 'n beurs van EnduroCat en ek was so
jaar of 2 by 'n ander coach en toe skuif ek oor na Oom Louis toe. So nee, ek dink trust is 'n baie belangrike ding. Ek meen jy moet hom trust om die besluite te maak van dis 4,5 meter in die lug. Dis hoog, dit is belangrik. So nee, ek dink ons verhouding is baie goed. Ek dink ook ek trust hom 100%. Daar's geen twyfel as hy vir my sê om iets te doen nie. So ek dink dit gaan perfek. Ek neem aan EnduroCAD het beslis jou lewe verander. Dit begin deur Ilana Meyer, natuurlik 'n Olimpiese medalje atleet, silwer medalje atleet. As jy skouers skuur met sulke mense op 'n daaglikse basis, dit maak mens vanselfsprekend effens beter, nie waar nie? Nee, 100%. EnduroCAD het definitief sulke groot impak gehad net op my sport en op my lewe. Ek meen, ek was 'n klein dogtertjie in Sasolburg wat nou net met paalspring begin het, niks regtig weet wat aangaan nie en nie baie geleenthede gehad het nie en EnduroCAD het net soveel deure oopgemaak en net op daai next level my gebring. So dis amazing wat hulle doen en dis great om net in die omte te wees van sulke groot sterre. So dis great. Ansmy, op die oomblik is daar vir my amper 'n massiewe herlewing in Suid-Afrikaanse atletiek. Daar's jong atlete soos jy wat deurkom en daar's baie van hulle wat deurkom. Al die pad van die nalope af, padwedlope en nou selfs in die velditems met jou en 'n hele paar ander. Wat dink jy het dit bygebring? Hoe dit begin gebeur? Ek stem 100% saam. Ek het net nou daag gedink daaraan hoe atletiek elke jaar in Suid-Afrika verbeter en selfs met paalspring, daar was nooit baie paalspringers nie en ek voel dit raak elke jaar meer en almal word beter. So ek dink dit is great om so iets te sien. Ek dink dit is maar net as gevolg van onderhoude soos hierdie en klein goedjies en die internet wat net klein en jonger kinders net daai soos idee gee van jy kan iets doen, jy hoef nie terug te hou nie, soos hier is ek, hier doen ek dit, jy kan dit ook doen. So ek dink dis maar net sulke goeders wat 'n baie groter impak het as wat mens besef. En van die sleutelvrae, hoe hoog kan jong juffrou De Beer nog spring? Wat het jy in jou agterkop? Kan jy dit met ons deel? Ek dink ek het baie planne en idees en dinge wat ek graag wil bereik en baie hoër hoogtes wat ek wil bereik, maar ek probeer om nie te pinpoint wat se spesifieke hoogtes nie. Ek dink ek los alles nog altyd in die Here se hande en ek vertrou op hom. So wat ook al moet gebeur sal gebeur. So ek vertrou net 100% in die plan wat daar vir my is. Ek weet jy moet nog baie deelneem. Wat is volgende vir jou op jou kalender? Nou is ek besig om te oefen vir World Juniors in Oregon. Dit is nou Augustus. So dis nou al minder as 'n maand uit. So ek is baie opgewonde en ek werk hard vir dit. Ek is absoluut seker jy gaan vir ons weer eens baie trots maak en ek kan net vir jou sê dis wonderlik om jong atlete soos jy op ons lig te hê. Ons is verskriklik trots op jou, Ansmy De Beer. Baie dankie en welgedaan weer eens. 'n Splinternuwe Suid-Afrikaanse paalspringrekord 4 meter en 50 sekondes. Nou ja, so gepraat van jong rekords en nuwe rekords. As jy nou regtig wil weet hoe om kreatief te raak met 'n verfkwas in jou hand, moet jy bly net waar jy is hier op Goeiemôre Good Morning.